Matteus 5, vers 1 tot 48. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom, en hy het sy mond geopen, en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beeerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Moenie dink dat ek gekom het om die wet van die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê het, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, Raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy nie in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar skielik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel verwerp word nie.
En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel verwerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy vrou skei, behalwe om 'n rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Verder het julle gehoor, dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee. Wat meer is dit? Is uit die bose. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed neem. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyand lief hê. Seën die wat vir jou vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat 'n reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele vermaak is.